Welkom by ons video oor teikenbenaderings in bemarking. Ons sal ondersoek hoe besighede hul pogings op spesifieke marksegmente kan fokus, wat hulle kan help om hul gekose gehore effektief aan te spreek en hul bemarkingsdoelwitte te bereik. Die enkeldoelmarkbenadering fokus op een marksegment met 'n pasgemaakte bemarkingsmengsel. Hierdie strategie bied superieure waarde, wat lei tot hoër verkope en markaandeel, en maak voorsiening vir premiumpryse as gevolg van die gespesialiseerde aard daarvan. In teenstelling hiermee teiken die veelvuldige teikenmarkbenadering verskeie segmente, elk met sy eie bemarkingsmengsel. Dit verbreed markbereik, maar vereis meer hulpbronne. 'n Goeie voorbeeld is Unilever wat surf en ommo aan verskillende segmente bemark. Die kombinasiebenadering kombineer verskeie segmente in een met 'n enkele bemarkingsmengsel. Dit is daarop gemik om 'n groter gehoor aan te spreek, maar loop die risiko om minder effektief te wees vir uiteenlopende behoeftes. 'n Voorbeeld is 'n produk wat beide begrotings en premiumverbruikers aanspreek. Massabemarking gebruik 'n eenvormige bemarkingsmengsel vir die hele mark. Hierdie breë benadering bereik baie mense, maar het nie segmentspesifisiteit nie. SAP teiken byvoorbeeld groot markte met 'n veralgemeende strategie, met die oog op wydverspreide aantrekkingskrag. Die keuse van die regte teikenstrategie hang af van die maatskappy se doelwitte en hulpbronne. Elke benadering het sy voordele en uitdagings, wat beïnvloed hoe effektief 'n besigheid aan markbehoeftes kan voldoen en sy doelwitte kan bereik. Dankie dat u ons video oor teikenbenaderings in bemarking gekyk het.